mense, dis regtig 'n voorreg om vanmôre net Vader se grootheid te kom beleef en ervaar het. Ek weet nie van julle nie, maar ek het werklik so 'n ervaring gehad soos lanklaas in my lewe. En dit het net, soos Louis, soos jy sê, lewende waters, het uit ons binneste uitgevloei en ek is bly jy is hierso. Ek is regtig bly jy is hier. Ek is bly vir elkeen wat hier is vanoggend. En ek is so bly vir die eenheid, want as dit nie vir eenheid was nie, het ons nie vanoggend beleef en ervaar wat ons ervaar het nie. Dis asof my hart vanoggend net skoner is. En weet julle, ek het so gebid vir hierdie oggend. Ek dink die begin vanoggend, toe my kleinseun van 5 jaar oud vir my bid. En hy vat my hand en hy sê, oupa, ek bid in die naam van Yeshua, bid ek dat Yeshua, oupa, jou keel sal aanraak. My keel sal aanraak. En hy bid so opreg. 'n kind het 'n suiwer hart. En ek sê vir hom, dankie my seun. Ek dink dis waar dit begin het. En op pad hiernatoe toe ry saam met my, op die grondpad, oor die bergpas. En toe ons hier kom, en terwyl ons so praat, ons praat die hele tyd oor Yeshua. Dis waar die gesprek gegaan het. Ons het nie gepraat oor karretjies en dingetjies nie, ons het gepraat oor Yeshua. Ek dink dis waar die salwing al vanoggend begin het. En toe ek julle sien, en ek sien die eenheid en die liefde en die samehorigheid en die gemeenskaplike doel. Ons het almal 'n gemeenskaplike doel en dis om hom te behaag, om hom te eer en te respekteer, want hy is heilig en hy is in ons midde. En ek wil op geen ander plek wees behalwe hier in hierdie seisoen van my lewe. Maar ek wil dit nie alleen doen nie. Dis hoekom ek so waardeer dat julle hier is vanoggend. En dankie vir die mense wat ingeskakel is, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Namibië, en mense reg oor die wêreld. En is vanoggend vir my 'n besondere dag, want hierdie Torah porsie gaan oor die 8ste. Shemini gaan oor die 8ste. Met ander woorde, nuwe hemel, nuwe aarde, alles het nuut begin. En vanoggend het ek net gevoel, Louis, alles is nuut. Logner, alles is nuut. Heinrich, dis nuut vanmôre. Ruben, halleluja. Prys sy wonderlike naam. Toevallig? Nee, nie toevallig nie. Ons is vanoggend besig met Torah porsie 26. 26 is fenomenaal. Want het gaan oor die naam, Jod, Hy, Waf, Hy. En het gaan oor ons, want die twee Hy's word verbind met die Waf in die middel. En dit moet ons wees, en ons het, by die wildernis het ons gesien, dat ons is die Waf. Ons is die connection tussen hemel en aarde. En as jy net kan besef, wie is jy, want dit is Torah porsie 26, dis die jaar 2026, oor die periode van Pesach 2026. Halleluja. In 26, hoor my, dit word beskou as die brug tussen twee wêrelde, hemel en aarde. Dis die brug. Die 8ste beteken, dis na Sukkot. Alles het nuut geword. Kyk, ek maak alles nuut. Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ek kom vee die trane af, en ek kom maak nuut vanoggend. Halleluja. Kan ek en jy net so sit en bid ons saam en ons vra ons vir Vader se seën op hierdie woord, op hierdie Torah porsie 26, Shemini. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om op hierdie pragtige oggend die heilige naam te kan eer en verheerlik, saam met mense, pelgrims, reisigers, wat deurgekom het. Dankie vir elkeen wat vanoggend ingeskakel is by hierdie uitsending. Vader, in my gebed is dat die salwende krag, wat ons hier beleef en ervaar, dat daar die krag sal deurspoel, deur elke televisie, deur elke telefoon, deur elke tab, maar ons wat hier sit, dat ons dit tasbaar sal beleef en ervaar, want U is teenwoordig. Ons verwelkom U in ons midde, en dankie dat U hier is, en wanneer U inbeweeg, dan verander ons, en wanneer U inbeweeg, dan word hierdie plek hemel,
En daarvoor wil ek U loof en prys en eer, en ek wil buig in aanbidding voor U aangesig, en ek wil erken dat U is die bron van alle bestaan. U is die heilige van Israel, U is die koning van alle konings. En dat ons sal beweeg van heiligheid na heiligheid, en dis waarvoor U ons aangeroep het, om te kadosh in 'n nuwe seisoen, dat ons sal wandel in Get, in die 8ste dag, Shemini, en dat die heilige naam daardeur verheerlik sal word. Vader, dis 'n voorreg om U te kan dien, nie vir wat U vir ons kan doen nie, maar net vir wie U is, en die werk, die volmaakte werk, wat U in ons begin het, en ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam, bo elke naam, die naam van Yeshua, HaMashiach, ons verlosser en ons zaligmaker. En ons gees roep uit. En ons gees roep uit. Prys sy wonderlike naam, halleluja. Kom ons gee hom eer in hierdie plek. Kom ons gee ons alles in hierdie plek. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou mense, die 8ste dag is natuurlik ook die Hebreëse letter van Get. Wat beteken, hoor mooi, wat beteken herskepping. En dis hoekom jy gekom het na hierdie plaas, Johan, om te herskep, om weer te bou op 'n fondasie wat heel waarskynlik gebroken was, maar net, wat heel waarskynlik stikkend was. Natasha, gekom hiernatoe, nie om te weet waarheen ek op pad is nie, my lewe lê dalk in flarde, en hier kom hy vandag, en hy bring die volheid, hoor mooi, Get is na die volheid, Get is na Sukkot, en dis waar ek en jy moet wees, en wat nou gaan gebeur is 'n nuwe begin in elkeen se lewe, en ek wil vir jou sê, dit het vanoggend reeds begin, met die uitstort van sy ruach vanmôre in hierdie plek, wil ek vir jou sê, is daar 'n nuwe seisoen in my lewe. Kom aan, help my gou. Daar's 'n nuwe seisoen, help my. Daar's 'n nuwe seisoen. En ons is in Shemini, wat 8 beteken, en na die vloed, het 8 mense 'n nuwe aarde betree. Noag en sy huisgesin. Na die vloed, 8 mense. En op die 8ste dag, was die seuns besny gewees in terme van die verbond. En Romeine hoofstuk 2 praat Paulus indruklik en hy sê, die besnydenis wat plaasgevind het in die verbond, word later profeties, soos wat die Torah en soos wat die Ketuba op ons harte geskryf is in Handelinge 2, wat eers op kliptafels was. So kom sy Torah, so kom die besnydenis, nie meer uiterlik met die vrug van hande nie, maar hierdie keer in die besnydenis van sy hart. Want wanneer hy voor jou staan, kom kyk hy na jou hart. Hy kyk nie meer na die uiterlik nie, maar hy kyk na die hart, om te sien of jou hart in die verbond wandel. Of ek en jy wat op hierdie plaas was, die afgelope tyd, of ons 'n waterdraer sal wees van sy lewende waters. En of ek en jy wat ons wil verruil het, dat ons sal wandel om in sy wil hierdie wêreld te gaan impakteer met lig en met sout. Halleluja. So Get verwys na verbond. Get verwys na, hoor mooi, van Pesach, ongeseerde brode, eerste vrug, Shavuot. Dis vervul. Waarvoor ons wag, is Yom Teruah, Yom Kippur, die dag van versoening, en dan Sukkot, die loofhuttefees. Al 7 word vervul in Yeshua Messia, die gesalfde. En dan daarna, so tot en met 7 is ek en jy getransformeer. Maar na 7 kry ons 'n nuwe identiteit. Dan kom vee hy af, en dan kom maak hy nuut, en dan stap ons in die 8ste dag, wat ook met alle verwysings is, ook die eerste dag. En ons stap in, en ons lyk soos 'n nuwe skepping. Wanneer jy na die woordjie Get gaan kyk, sal jy sien hy 2 pilare met 'n dakkie. Dis 2 pilare met 'n dakkie. En daai 2 pilare beteken, die dak word verbind.
Met ander woorde, die betekenis moet jy weet, aan die twee kante, aan die linkerkant en die regterkant, beteken menslikheid en goddelikheid. Maar die boonste gedeelte is verbond. En daarom wandel ek en jy, kan jy sien? En daarom wandel ek en jy onder sy verbond. En wanneer ek links kyk, dan sien ek die waf, dan sien ek my raak, en ek sien gehoorsaamheid, ooreenkomstig Esegiel 26, en wanneer ek regs kyk, dan sien ek die goddelikheid raak, en wanneer ek opkyk, sien ek sy covenant, en ons is toegemaak, met 'n sambreel onder die letter Get, is ons toegemaak onder sy beskerming. En profeties is waar die hemel en die aarde verbind sal word, en ek en jy is geroep, as die waf, as die connector, om hemel met aarde te verbind. En dis hoekom ons gebed lei, Vader, U wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so op hierdie aarde. Met ander woorde, Get kan ook gesien word as 'n hek, om deur te gaan, amper soos die woord dalet. En die woord kom baie duidelik in die boek van Johannes 10 vers 9, en hy sê, ek is die deur. Die oomblik wanneer hy sê, ek is, dan verwys dit na ja. Die oomblik wanneer jy in die boek van Johannes lees, ek is die herder, ek is die geneesheer, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Elke keer wanneer jy ek is sien, moet jy weet, dis die messiaanse vervulling van sy woord, ooreenkomstig die boek van Exodus, hoofstuk 3 vers 15, waar hy verskyn het aan Moses, en hy het vir hom gesê, gaan sê vir my volk, ek is. En daai ek is ja. So in die boek van Johannes 10 vers 9, hy kom en hy sê, ek is die deur. Met ander woorde, ek is die ingang. Jy moet ingaan, jy is een van die pilare. Jy moet ingaan, een van die pilare is sy goddelikheid. Hy is met jou, hy is langs jou, hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie, maar bo ons is sy covenant. Bo ons is ons toegemaak deur sy verbond, die sambreel van sy beskerming, die sambreel van sy voorsiening, en die sambreel van sy teenwoordigheid oor ons. So waarom is ons bang? Hoekom kyk ons links of regs? En dis Shemini. Dis Shemini. Dis die brug tussen Elohim en die mens. En die Get letter verbind dit. Hoor mooi wat sê die woord van God in 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 5. Hoor gemooi, 1 Timoteus 2 vers 5. Kyk gou vir my. 1 beteken Alef. Wie was Timoteus? Hy was 'n gesant van die Allerhoogste, aangestel deur Paulus, gesalf, geanoint, om sy werk te kan doen. 1 Timoteus, Alef, 1 Timoteus 2, 2 beteken verhouding, 5 beteken genade. Hoor nou mooi, 2 plus 5 is 7. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is net een middelaar, en een middelaar sal alles volbring tot die einde. En hy kom gee ons 'n nuwe lewe. En hy sê aan die dorstige sal ek om water gee, verniet, aan my seuns en my dogters. Is dit wie jy is? Net Louis sê ja, is dit wie jy is? Jy is 'n seun en jy is 'n dogter van die Allerhoogste. En dan kom gee hy vir ons 'n nuwe hart vandag. Esegiel 36 vers 26. Ek kom gee vir julle 'n nuwe hart, sodat my gees julle sal herinner waarin julle moet wandel. Waarin moet jy wandel? In die Get, in die verbond. Maak seker jy wandel onder sy verbond. Daarom is my hart besny. En nou beteken dit my hart is nie meer verhard nie. My hart is nie meer 'n rebelliehart nie, Ruben. My hart is nie meer 'n ongehoorsame hart nie, maar ek het nou, Louis help my, 'n ek wil hart. Sê gesaam met my, nou het ek 'n ek wil hart. Nog 'n keer, ek het nou 'n ek wil hart. Kom ons gee hom eer in hierdie plek. Yes, halleluja.
En dis wat die Gees doen. Ek weet nie van jou nie, maar ek is nie net gebou. Ek is nie net gebou vir Pesach, waar ek skoon gewas is deur die bloed van die lam nie. Want daar's meer. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid. So ek wil by die waarheid uitkom. As ek by die waarheid uitkom, hoor mooi, dan het ek balans. As ek balans het, sal ek my grense beskerm. En wanneer ek my grense beskerm, sal ek lewe. Daar's meer as net dit. So ek wil deurloop tot aan die einde, want ek weet by die einde, roep Elohim elkeen van jou, om sy verbond te gaan leef in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dis die 8ste dag. En dis Geit, en dis Shemini. Met ander woorde, voor ons daarby uitkom, het ek en jy 'n harttransformasie nodig. Mense, ek en jy kan nie dieselfde bly. Ek weet nie van julle nie, maar wat ek vanoggend hier beleef en ervaar het, kan ek nie dieselfde wees nie. Marietta, Andreas, Sukie, Michael, hoofengel, hy is die hoofengel. Ons kan nie dieselfde wees nie. Ons is hier om 'n verskil te maak. Wat is die geheim van Shemini? Wie kan my help? Wat dink julle is die geheim van Shemini? Dis die 8ste dag. Lees saam met my asseblief na die woord van Skepper God in die belangrikste boek van die totale skrif, en dis die boek van Levitikus 9 vers 1. Nou 9 beteken die gawes of die vrug. 1 beteken Alef. So wanneer ek, hoeveelste boek is Levitikus? Die 3de boek. Aan die woord, die 3de boek gaan oor verbond. Levitikus 9 gaan oor autoriteit, gesag, die gawes, die vrug. Vers 1 gaan oor die Alef. Jy sien hoe moet ons die woord lees. Hoor wat sê hy? Hy sê op die 8ste dag het Moses, Aaron, sy seuns en die oudstes van Israel geroep. Kyk gou vir my. Tot en met daardie tyd is die tabernakel gebou aan die einde van Exodus. Is die tabernakel gebou. Maar nou materialiseer of manifesteer die tabernakel. Maar nou maar dan mense diens doen. En hy roep Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel. Hoor gemooi waaruit bestaan die naam Aaron, wat hy op die 8ste dag geroep het. Skryf neer. Aaron se naam en sy waardes is die volgende. Sy naam word geskryf met 'n Alef, wat 1 sy waarde is. Hy, en die waarde is 5. Resh, en die waarde is 200. En 'n Nun, en die waarde is 50. Aaron is 'n tipologie van die hoëpriester wie ek en jy nou aanbid. Sy naam is Yeshua HaMashiach. Hoor mooi, die numeriese totaalwaarde van die naam van Aaron is 256. 256. 256, ons deel met Torah porsie 26, wat 8 beteken. So 8 maal 32 gee vir jou 256. So 32 beteken die 3 is covenant en die 2 is verhouding. En wanneer ek in hierdie volmaakte verhouding staan, in terme van verbond 3, verbond 3 en my verhouding 2, en die 8 symboliseer, wanneer ek daarin wandel, beplan Vader vir my en vir jou 'n nuwe seisoen. En hoor mooi, Yeshua HaMashiach, ons verlosser en saligmaker, het opgestaan, net voor die aanbreek van die eerste dag, wat beskou word, ook in die woord as die 8ste dag, het hy opgestaan. En dit verwys na die 7de millennium, net voor die aanbreek van Geit,
die 8ste. Kan ek iets met jou deel? Dat Yeshua, ons verlosser en saligmaker, is tussen sy 32ste en sy 33ste jaar oorlede. Die naamwaarde van Aaron is 8x32. Wie gee my en jou 'n nuwe lewe? Yeshua. Wie is hy? Die hoëpriester. Wat kom doen hy in my lewe? Hy kom gee my die verbond, waaronder ek en jy wandel. En hy was ongeveer tussen 32 en 33 jaar. 8x32 is 256. Dis die naamwaarde totaal van die eerste hoëpriester in die boek Levitikus oor die Torah porsie 26. 26 is die numeriese waarde van die naam Jod, Hy, Waf, Hy. 10, 5, 6, 5. Kan julle sien hoe werk die woord? Hy intermingle met mekaar. En wanneer jy dit begin verstaan, dan verstaan jy dat 26 is ook deel van jou DNA. Met ander woorde, wie is binne in jou? Jod, Hy, Waf, Hy is binne in ons. Die shin lê op my hart. En die shin is die verwysing na die Messias. En hy is in ons hart. Bly gesaam met my. Hou jou vinger, ekskuus, by Levitikus hoofstuk 9 en bly gesaam met my na Lukas hoofstuk 3 vers 23. Jy sal merk dat die skrifte is min of meer almal in lyn met covenant. 3 en 2 en 3 en 2. Lukas 3 vers 23. Kyk gou mooi. Matteus, Markus, Lukas, die derde boek. Genesis, Exodus, Levitikus, die derde boek. Interessant. Alles werk amazing, Andreas. So, Lukas 3, covenant. Vers 23. 2, verhouding. 3, verbond. 2 plus 3 is 5, genade. En hy, Lukas 3, 23, en hy, wie is hy? Yeshua, Messia, die gesalfde, was omtrent 30 jaar oud, toe hy begin leer het, en hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli. Wat maak Eli daar? Die seun van Eli. Wat was Eli se beroep? So met ander woorde, Yeshua kom uit die hoëpriester, en dis die skaduwees in hom. So sy bediening het ongeveer 3 jaar geduur. En hy het gesterf tussen die ouderdom 32 en 33. En Aaron is die hoëpriester en simbolies die skaduwee soos Eli die skaduwee is van Yeshua, ons hoëpriester vandag. Wanneer het Yeshua hoëpriester geword? Wanneer het hy die aanstelling gekry as hoëpriester? Na sy dood. Wat sê die Torah in terme van 'n hoëpriester? As 'n hoëpriester sy kleed skeur, dan ontneem hy hom van sy posisie as hoëpriester. Wat het Kajafas gedoen toe hy vir Yeshua gevra het, is u God die seun? En hy kyk hom in die oë en hy sê vir hom, u sê dit. En Kajafas ontneem hom van sy hoëpriesterskap, en hy los alles, en hy vat sy kleed aan die linkerkant, en die regterkant, en hy skeur sy kleed, en hy verloor daar sy posisie. Min wetende, dat Yeshua kom in die orde van die stam van Juda. Hy kom in 'n bo-menslike posisie. Hy kom in die orde van Melchisedek, en hy word net daar en dan hoëpriester. So voordat hy aan die folterpaal gesterf het, het hy reeds sy posisie daar gekry. En niemand weet dit nie. Want die hoëpriesters ontneem van sy posisie en gesag en autoriteit, wanneer hy sy klere skeur.
En op die folterpaal staan daar geskryf, die koning van die Jode. Halleluja. Hulle weet nie wat hulle doen nie, maar elke ding is in die raamwerk en in die beplanning van ons hemelse Vader. Is jy nie bly hy het 'n plan vir jou lewe nie? Is jy bly hy het 'n plan vir jou lewe? Halleluja. Halleluja. So kom ons gaan kyk gou na die totaal van 32. Is julle almal nog hier? Ek is bly julle is ingeskakel reg oor Suid-Afrika. So 3, ons hanteer die getal 32. Met ander woorde, om die totaal te kry van die hoofpriester Aaron in die Hebreëse konteks, in terme van die Hebreëse letters in die waarde daaraan verbonde, is dit 256. So 8 maal 32 gee dan vir jou die volgende. 3 is verbond, 2 is verhouding, 3 plus 2 is genade, 8 maal 4, Yeshua, is die Messias, die 4de letter is Dalet, wat deur beteken, so wie is die deur? Yeshua, en in die letter Get, is dit 'n deurgang, en die deurgang verwys na verbond. So om by die deur in te kom beteken, jy kan nie oor die muur spring nie. Daar's protokol. Die protokol lê opgeteken in sy afsprake. In sy afsprake, jy kom deur die bloed. Jy kom deur heiligmaking. Jy kom deur wedergeboorte. Jy kom deur die inspraak van sy ruach. Dan kan jy instap in verbond, in die Get, in die letter. Dan beteken dit, jy wandel dan daarna in 'n nuwe seisoen. Halleluja. So wie is die lewende Torah? Kyk nou mooi, 32, 3 plus 2 is 5. Uit hoeveel boeke bestaan die Torah? 5. Wie is die lopende lewende Torah? Yeshua. Die woord leer my, hy het gekom vol van genade en waarheid. Kan jy sien hoe werk dit met Shemini? En alles werk saam. Nou kom die woord en hy sê, wanneer jy in my instruksies wandel, sal jy lewe. Want die Torah is liefde, lewe en lig. So wanneer ons lewe in die Hebreëse konteks, die woordjie lewe in die Hebreëse taal beteken gai. En die woordjie gai bestaan uit 'n get en 'n jod. So die woordjie jod, sy numeriese waarde is 10. En get is 8. Dit gee vir jou totaal van 18. So wanneer jy in hierdie verhouding staan, in terme van 3-2, is daar 'n deur, en daai deur gee vir ons lewe. So 2 beteken verhouding, en 9 wat 18 gee, wat lewe beteken die gawes. So dan lewe jy in die gawes om wat te maak? Om te heers op hierdie aarde. Met wysheid, met kennis, met onderskeiding, met genesing, met tale, met die uitleg. Kan jy sien hoe werk Shemini? En wanneer jy die gawes snap in jou lewe, kan ek gou vir jou vra, kan almal al die gawes hê? Natuurlik. Almal het al die gawes. Van jou gawes moet ontwikkel word. En daarom is die belangrikste gebed wat ek en jy kan bid, Vader, dat ek sal wandel in u perspektief vir my lewe, nie meer my eie perspektief nie. En tweedens, die potensiaal wat u in my kom deponeer het, wat is daai potensiaal? Dis sy gawes. Terloops, hoeveel gawes is daar? 9. En wanneer jy daai 9 gawes het, en jy staan in 'n liefdeslewende verhouding met Yeshua, dan gee dit vir jou 18. Die numeriese waarde van 18 beteken gai, dit beteken lewe. En Shemini beteken, ek gee vir jou 'n nuwe lewe.
'n nuwe lewe. Ouens, hierdie is nie fluffiness nie. Hierdie is 'n dik stuk steak. Halleluja. Prys sy naam, is almal nog met my. Hierdie is 'n wiskundige klas. Jy sien, om die woord te verstaan, het jy matrikulasie vrystelling nodig in wiskunde hoërgraad as 'n hoofvak. Right. So kan julle sien hoe werk dit. Charlene, sit gif my weer die letter G op. Dis die deurgang. Hoe kom ek by 8? Want onthou net, as jy voor 'n deur staan, dan beteken dit, hier is 'n dimensie. Een dimensie. Onthou julle toe julle in die graf was, in die tuingraf. En die deur is toegemaak, was julle in 'n spesifieke dimensie. En die oomblik wanneer jy daai deur oopmaak en jy gaan uit, dan kom jy in 'n nuwe dimensie. Vanweë die feit, hy het jou geroep as waf, om sy connector te wees tussen hemel en aarde, want julle moet die sout wees, en ons moet die lig wees, het ons sy goddelike natuur nodig in ons. Daarom het ons by die tuin van Getsemane ons wil gaan neerlê. Daarom het ons by die koffietydrots die rots gesien as strome van lewende waters. Die rots wat die volk gevoed het met lewende waters, vir hoe lank? Vir 40 jaar. En die rots was die Messias. So met ander woorde, wanneer jy dan 'n waterdraer word van sy lewende waters, sal jy agterkom, jy ervaar 'n nuwe lewe, en dis Get, en wanneer jy deurgaan, is daar 'n nuwe dimensie, net soos die nuwe hemel en die nuwe aarde. Halleluja! Kan jy vanmôre sien, wat is jou verantwoordelikheid? Johannes 10 vers 9, ek is die deur. So mense, dis vanoggend vir my so belangrik, dat ek en jy kan kyk, dat Aaron dra die bediening, van 'n nuwe begin deur 'n getuienis, en Aaron se lewe wat op die 8ste dag geroep is, Shemini, is die connection tussen die ware hoëpriester, sy naam is Yeshua HaMashiach. So Aaron was die heel eerste hoëpriester gewees, en hy het bekend gestaan as 'n middelaar. Met ander woorde, hy het vir die volk diens gedoen. Wie het ingestap in die allerheiligste? Aaron. Wat het Aaron gedoen in die allerheiligste? Hy het versoening gaan doen. 1 keer 'n jaar. Wat se klere het hy aangetrek 1 keer 'n jaar as hy ingaan in die allerheiligste? Het hy sy kleed aangetrek met die 12 klippe? Wat se klere het hy aangetrek? Spierwit rein linne. Hoekom spierwit rein linne? Jy moet rein wees voordat jy inkom. Dis hoekom ons in die begin van hierdie Pesach 2026 het ons in ons eie lewens geestelik gesien back and closeer. Elkeen het sy hande gaan was. Elkeen het 'n eerbad gehad. Ek haal die geestelike was uit my ore uit. Julle was daar. Elkeen se hande was gesalf, want julle kom met rein hande in sy teenwoordigheid in, en elkeen het sout gekry. Sout is medisinaal. Sout voorkom verrotting, sodat back and closeer nie terug sal keer na jou nie. En daarom moet jy dit wat jy gekry het oor hierdie paar dae op die plaas, moet jy gaan herdenk. Jy moet dit gaan bewaak. Jy moet dit bewaar. Jy kan nie teruggaan van waar jy gekom het, en jy word weer gekontamineer met back and closeer nie. Met ander woorde, as jy dit gaan doen, dan beteken dit jy het vergeet. Die grootste geveg van alle tye, ons vergeet. Ons kan nie vergeet wie hy is nie. Hy is die skepper God van hemel en aarde. En Aaron, wanneer hy versoening gedoen het, het hy die volk se sondes nie op hom geneem nie, maar op 'n onskuldige dier, op die bloed, en hy daai bloed gaan besprinkel op die versoendeksel. Hoeveel keer? 7 keer. 7 keer. Wat gebeur na die 7de keer? Die volk is versoen. Daar is liefde in die lig.
Daar is genade. Dis Shemini. Dan beteken dit, wow, ons het 'n nuwe lewe. Ons kan uitgaan, vry en skoon, voor sy aangesig. Net so met die nuwe hemel en die nuwe aarde. So kom ons gaan kyk weer na Aaron se naam. En as jy wil neerskryf, skryf dit gou neer. Nommer 1, sy naam word gespel met 'n alef. Hy is geroep op die 8ste dag. Kyk nou mooi, belangrik is dit nou. Alef beteken Elohim, dit beteken bron, en dit beteken Vader. Dis die naambeskrywing. Alef, nommer 1. Nommer 2, 'n hy. Kyk gou vir my, dan sê almal hy. Moenie sê hy nie. Sê hy. Want dit gaan gepaard met ruach. Ons was verlede jaar in die jaar hy, 5785. En wij gaan met hy. Nie hy nie. Hy het dit. Nee, hy. Ruach, lewe, lewensasem. So sy tweede letter is hy. Wat beteken openbaring of die asem van Elohim? Dis Aaron. Die derde letter is resh. Resh beteken hoof, leier. En nun beteken saad, lewe en voortsetting. So die openbaring van Elohim se leierskap bring lewe voort. Kom ek hanteer dit met jou. Kyk gou wat jy geskryf het. Wanneer jy in jou posisie kom, en nie in die posisie van Aaron nie, in die posisie wat het vervul is in die messiaanse vervulling, in 1 Petrus 2 vers 9, wat sê, dat julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n eiendom vir my. Julle is apart gestel vir my. Hoor nou mooi, hoe moet jy wandel in die naam van Aaron, wat op die 8ste dag geroep is, Shemini. Dit beteken nommer 1, ek verklaar in hierdie môre, dat Elohim is my bron en my Vader. Ek sal wandel en leef vanweë sy asem, wat hy kom inblaas in my, en hy maak my 'n leier, om sy sout en sy lig te gaan wees in 'n donker wêreld, want hy het saad in my kom deponeer, sodat ek kan lewe, en dat ek 'n lewe kan geniet van oorwinning. Halleluja! En Aaron is geroep op die 8ste dag. Mense, kan julle sien hoe belangrik is die Torah porsie? Dit bring die totale woord by mekaar. En dis presies die plek waar ek en jy moet wees. So Aaron is dan die tipe of die skaduwee van Yeshua Messia, die gesalfde, wat nou vir my en vir jou intree. Hy tree nou vir ons in by Vader. Hoor mooi, Yeshua het vlees geword. Hy tree in by ons by Vader wat Gees is. Moet dit nooit vergeet nie. Gees, vlees. Vlees, gees. 2 maar 1. 2 maar 1. En daarom sê Hebreërs 4 tot 5, gaan lees die hele gedeelte van die boek van Hebreërs hoofstuk 4 en 5, sal jy agterkom dat Yeshua is die hoëpriester, nie volgens die Levitiese orde van Aaron nie. Hy is groter as Aaron, want hy wandel in die orde van Melchisedek. So in watter orde moet ek en jy wandel? In die orde van Melchisedek. Die oomblik wanneer jy wandel in die orde van Melchisedek, wat beteken dit? Dis koninkryk, heerskappy. En dan kom ons terug na die oorspronklike roeping, wat hy my en jou geroep het. Genesis 1 vers 26. Ons deel met porsie 26. Genesis 1:26 beteken jy moet? Help my gou ouens. Ons deel met porsie 26. Wie is in jou? Jothai, Wafai. Sy totaal is 26.
Wie woon in jou? Hy woon in jou. Jy is geroep, Genesis 1, 26, 1 Alef, 26, sy naamwaarde in ons. Kyk nou mooi, hy is in ons om te heers op hierdie aarde. Wat maak die naam Aaron? Om te lei as 'n hoof. Ons moet heers op hierdie aarde. So Genesis 1, 26, 2 plus 6 is 8. En hy vat jou na Get. Om jou deur te vat, sodat jy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wanneer kan kry. Ja, daardie tyd, maar hier op aarde met koninkryk heerskappy. En nou kan jy Shemini. Dis jou calling. Aaron wys vooruit die versoening, die bloed op die altaar, en hy tree in vir die volk. In hierdie Torah porsie op die 8ste dag het die heerlikheid van Elohim neergedaal. Is dit nie toevallig? Nee, toeval die lig. Dat die oomblik toe ons hierdie Torah porsie aanbied, hier op die plaas vandag, het ons vandag ervaar vir 20 minute die heerlikheid van ons hemelse Vader. Julle het dit nie geweet nie, ek ook nie. Want op die 8ste dag het die heerlikheid van Elohim neergedaal in die tabernakel. Kan ek gou vir jou vra, wie is jy? Jy is sy tabernakel. Kan ek gou vir jou vra, wat se jaartal is dit? 26. Wat se Torah porsie bied ons aan vandag? 26. Wat het gebeur in die tabernakel? Sy heerlikheid. Wie is sy tabernakel? Dis ek en jy. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19. Weet julle nie dat julle is sy tabernakel? En 2 plus 6 gee vir jou 8. In my gebed en my verklaring vanmôre vir elkeen wat hier sit, en elkeen wat vanmôre ingeskakel is by hierdie kanaal en by hierdie uitsending, dat jy 'n Get, 'n nuwe lewe, 'n nuwe seisoen sal betree, vanweë die heerlikheid van Elohim, wat met sy grootheid en sy almag en sy liefde en sy teenwoordigheid op die tabernakel kom neerdaal, sodat jy 'n nuwe seisoen sal betree, sodat sy naam verheerlik sal word, kan ons hom eer gee. Halleluja! Halleluja! Ja! Kan ek gou vir jou sê, my lyf is hoendervleis. My lyf is hoendervleis. Ek is so tasbaar bewus van die absolute rykdom, dankie Annetjie, van Vader se woord, wat alles bymekaar bring op hierdie spesifieke dag. Dis vandag donderdag. Dis die 5de dag van Shabbat. Sy genade het neergedaal. En hy het geweet, ek en jy, hoor mooi, ek en jy gaan vanmiddag, gaan ek en jy die berg van verheerliking, gaan ons beleef en ervaar. Hy het reeds vanmôre hier, sy heerlikheid kom uitstort op sy volk. Halleluja! Halleluja! Ek en jy gaan vanmiddag die bruidspad loop, en voor as die bruidspad loop, gaan jy 'n verklaring doen oor jou dooie bene, sodat jou dooie bene kan opstaan, en wanneer ons loop, dat ons sy heerlikheid sal beleef en ervaar. Halleluja! Man, Kyle het gebid vir sy oupa se stem. My stem is terug, man. My stem is terug, man. Halleluja! Prys sy naam. Wow! Is julle hier, ouens? Ja. So, met ander woorde, die tabernakel word in werking gestel op hierdie dag. Get, die 8ste dag. Hoe lank was Aaron en hulle seuns afgesonder voordat hulle diens kon doen? Hoekom is hulle op die 8ste dag geroep? Want vir 7 dae, jy moet nou mooi luister, want vir 7 dae was hulle afgesonderd gewees. Vir 7000 jaar loop ek en jy 'n pad. Ons is in die jaar 5786 in die Hebreëse kalender.
Ons is reeds in die oggend van die 3de dag. Ons is afgesonderd, soos Aaron. Terloops, ek herinner jou in jou posisie, jy's 'n koninklike priesterdom. Jy's afgesonderd vir hoe lank? Jy's op pad na 7. Jy's op pad na 7, of 7 dae was hulle afgesonder, maar op die 8de dag gebeur daar iets wat nog nooit voorheen gebeur het met die tabernakel nie. Op die 8de dag toe roep Moses aan Aaron en sy seuns, en toe hulle oë uitvee, toe kom daar 'n vuur uit die hemel, groter, sterker en beter as wat Elia kon gesien het op die berg van Karmel. Want jy sien, die woord maak melding hier van Eli, maar ek praat vanmôre oor Elia, en toe hy sy aangesig wef na die hemel en hy roep uit en hy sê, toon u self as die lewende, die skeppergod van die hemel en die aarde. Het 850 Baal profete en hulle het geroep en niks het gebeur nie, maar een man het geroep en hy het gesê, ek sal 'n nuwe seisoen betree. En toe kom daar vuur uit die hemel uit en daardie vuur het die offer kom oplek. En dit het begin reën, en toe dit reën, toe kom die geestelike reën op die volk. En hulle stap deur na 'n nuwe seisoen in hulle lewens. En 'n nuwe koning word gesalwe. Halleluja. En daar kom vuur uit die hemel uit. Daar waar jy jou vinger hou, by Levitikus 9, gaan gou terug. Prys sy naam. Halleluja. Ek kon nie Shemini van julle weerhou nie. Kyk, op die kassie is dit een ding, maar hier is 'n ander ding. Andreas, Louis, Levitikus 9:24. En die vuur het uitgegaan van die aangesig van Jahwe en die brandoffer verteer. Kom ek lees hom weer vir jou. Wat het gebeur op die berg Karmel? Wat het gebeur in die tabernakel? Die offer was reg, alles was reg gewees. En van hier af, jy moet vir my mooi luister, wie het hierdie offer in die brand gesteek? Hoe lank moes hierdie offer gebrand het? Vir ewig. Wie se werk was dit gewees om hierdie offer in die brand te hou, of die vuur in die brand te hou? Die priesters. Hulle moes die vuur in die gang hou. Wie het hom in die brand gesteek? Elohim. Bly nou by my, bly nou by my. Dis die vorige Torah porsie. Bly nou by my. Jy kan nie as Elohim 'n vuur aansteek, en daai vuur mag nie uitblus nie. Kan jy nie 'n vreemde vuur gebruik wat soos godsdiens lyk, en die vuur in die gang hou nie? Want dis 'n vreemde vuur. En as daar 'n vreemde vuur inkom, nadat hy die vuur aangesteek het jy moeilikheid. Want kyk mooi, en die vuur het uitgegaan van die aangesig van Jahwe, Jotawafai, en die brandoffer verteer. En mense, hierdie is 'n bloudrukplan van my en jou lewe. As ek en jy die vuur dra van Shavuot, die uitstort van die Gees, wat het daar gebeur? Die vuur het uit die hemel uit neergekom van die aangesig van Jah, en soos tonge op elkeen gaan sit. Met ander woorde, wat so vuur is in jou tabernakel aangesteek? Dis die vuur van die Heilige Gees, sy ruach, wie het aan jou die lewensasem kom inblaas? Die Heilige Gees. Jy kan dit nie gaan kontamineer met ander goed wat jy inbring in hierdie tabernakel nie, want die aangesig van die lewende God sal dit verteer. Dis hoekom die 2 seuns van Aaron doodgebrand het. Nie deur 'n vuur nie, maar die vuur van die aangesig van Jah. Jy kan nie Kersfees in sy teenwoordigheid inbring nie, want Kersfees is 'n valse vuur. Jy kan nie Valentine of Easter inbring in die vuur wat hy aangesteek het nie. Jy's besig om met vuur te speel. Pas op. En mense, hierdie is nie geskiedenis nie. Hierdie vuur wat uitgekom het uit die aangesig van Jah, is 'n messiaanse skaduwee. Dis 'n bloudrukplan vir die koninkryk. Vir die koninkryk.
Want die verbond in daai tyd is gerealiseer met die besnydenis. 8 mense het in die ark ingegaan waar miljoene mense gesterwe het. En net so ook op die 50ste dag na 7 Shabbatte, die uitstort van Heilige Gees. Op elke hart, op elke tabernakel. En ek glo met my hele hart, my hele wese ook op jou. Die 8ste dag en die koninkryk. 7 dae lank was die inwyding verteenwoordig. Met ander woorde, die wêreldorde. Hoe ek en jy moet funksioneer in die protokol van dit wat vir ons gestel is. Die tabernakel is die protokol. Die afsprake is die protokol. Hoe nader ek en jy, hoe nader ons twee, Adonai Elohim, die Almagtige, hoe nader ons hom? Deur die bloed van die lam. Wat het gebeur? Die voorhangsel het geskeur. Die voorhangsel, 7 dae van voorbereiding vir die teenwoordigheid, 7 dae, maar die 8ste dag het daar 'n nuwe wêreld gekom. Met ander woorde, die Hebreëse denke is die volgende. 7 beteken die volheid van tyd en 8 beteken die tyd daarna. Op die 7000ste jaar is ek en jy aan die bruilof van die lam. Get, die letter get, beteken ek en jy as mens, waf, en ons word geïmpakteer deur sy ruach, en ons wandel onder verbond, in sy wonderlike naam, en die 8, Shemini, 8, is waar ek en jy in beweeg, in die messiaanse era, waar hy gesê het, julle sal by my wees. So mense, ek en jy is hier, nie net doelloos op hierdie aarde nie. As jy gedink het, jy is hier op hierdie aarde doelloos, maak jy 'n fout. Want jy is geroep, voordat jy in die moederskoot was. Is jy uit die hemel uitgeroep? Yes, gee hom eer, dankie daarvoor. Ek lees vir julle in die woord van Levitikus. Spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van die 7de maand, is dit vir julle 7 dae lank 'n hittefees vir Jahwe die Almagtige. Hoe lank? Wat het op die 8ste dag gebeur? In die boek van Johannes hoofstuk 7. Messia die gesalfde het opgestaan toe sê, as julle my glo soos die Torah sê. Soos die Torah sê. Hoeveel boeke uit die Torah? 5. Wat beteken 5? Genade. Goed. Op die eerste dag moet vir julle 'n heilige 4-dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan Jahwe die Almagtige 'n vuuroffer bring. Stop geraak, kyk vir my. Hoe lank was Aaron en sy seuns voorberei? 7 dae. Wat het gebeur op die 8ste dag? Die heerlikheid van Jah het neergedaal, soos vanoggend in hierdie plek. Ons het hier 'n ontmoeting gehad vanoggend van die gees van die lewende God wat neergedaal het. Ek wil amper vir jou sê, tonge van vuur. Mense, ek kon vir 10 minute nie diens hou nie. Ek kon nie praat nie vanweë die teenwoordigheid van die lewende God in hierdie plek vanoggend. Vers 36. 7 dae lank moet julle aan Jahwe die Almagtige 'n vuuroffer bring. Hoor nou mooi. Maar op die 8ste dag, Shemini, Get, moet daar vir julle 'n heilige 4-dag wees. En julle moet dit aan Jahwe die Almagtige 'n vuuroffer bring. Dis 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dit is met ander woorde oor die periode van Sukkot. Die 8ste dag staan bekend. Julle kan dit neerskryf. As Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. Atzeret spel jy soos volg. A-T-Z-E-R-E-T. Atzeret. Op die 8ste dag. Atzeret. Sê gesaam met my, Shemini Atzeret. Wat beteken dit?
Dit beteken, Shemini beteken 8ste, Atseret beteken samekoms. Hoor wat is die ander betekenis van Atseret? Kyk gou vir my, voor jy skryf. Die ander betekenis van Atseret beteken, hoor mooi, samekoms, moenie terughou nie. Moenie terughou nie. Ek gaan nou vir die derde betekenis sê, maar ek wil jy moet vir my kyk. Halleluja. Sê gewees saam met my, Shemini Atseret. Alright, wat beteken? Samekoms, moenie terughou nie, bly in my teenwoordigheid. Halleluja. Halleluja. Wat beteken die 8ste dag? Julle sal saam met my wees, vir ewig en vir ewig en vir ewig. Son en maan gaan daar nie wees nie, maar my heerlikheid wat neergedaal het in die tabernakel, sal voortdurend by julle wees. Shemini Atseret. Halleluja. So, die 8ste dag beteken, dis 'n heilige dag, en jou hart, Shemini Atseret beteken kadosh. Wie kan in sy teenwoordigheid kom? Wie mag klim op sy berg? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Halleluja. Met ander woorde, ons kan in sy teenwoordigheid kom. Wat beteken om rein van hande en suiwer van hart? Get. Covenant. Hy is die deurgang. Na wat? Na die nuwe seisoen in jou lewe. Dit beteken, na 7 dae van die fees, hoor wat sê Elohim eintlik vir my en vir jou. Hoor wat sê hy op die 8ste dag, Shemini Atseret. Hoor wat sê hy? Hy sê, bly by my. Hoor wat is die betekenis van tabernakels? I long to tabernacle with my people. Asseblief, Shemini Atseret, kom met jou hele hart, bly by my, moenie uitgaan nie, gee jou alles. Wow. Wow. Dis wat dit beteken. Moenie nou weggaan nie. Bly nog 'n dag. Bly nog 'n dag. Wie wil vandag ry? Dis wat dit beteken. Kan julle sien hoe amazing is hierdie Torah porsie? Hierdie Torah porsie is Yotai Wafai, want dit is die 8ste dag, dis 26. Dis die 26ste Torah porsie wat beteken Yotai Wafai, en hy kom vandag en hy sê vir julle op die 5de dag van Shabbat wat genade beteken, kom met jou hele hart. Kom Atseret, bly in my teenwoordigheid. Dis hoekom ons vanmôre nie kon diens doen nie, want hy het gesê, I want to tabernacle with my people. Ek wil nie jy moet gaan nie, moenie nou berg toe gaan nie, kom eers in, dat ek julle kan toerus as my volk. Ek wil julle in 'n nuwe seisoen inneem, voordat julle vanaand verheerlik word op die berg van verheerliking, wil ek hê julle moet inkom, bly by my, kom Atseret. Halleluja. Sê vir jou langs jou, Atseret, Atseret, Atseret. Prys sy wonderlike naam. En dit beteken, hierdie is nie 'n fees nie. Hierdie is 'n uitnodiging. Hoor mooi, van intimiteit. Hierdie is 'n uitnodiging van intimiteit. I want to tabernacle with my people. Dis groot, nee. Met ander woorde, Shemini verwys na 'n periode van permanentheid. Dit beteken, jy gaan nie uit my teenwoordigheid uit nie. Ek het dit al vertel, en ek dink ek het al op die kanaal het ek het gedoen, en ek dink ek het al met julle gepraat in Namibië, en ek is seker daarvan, ek het dit al hierso genoem, dat ons, die begeerte van ons hemelse Vader, Adonai ons Elohim, wil hê dat ons met sy bruid wees. En dis algemene kennis. En hartseer is, ons raak nie meer opgewonde oor dit nie. Want ons hoor dit te veel. En wat Shemini eintlik beteken is, ek wil nie hê dat jy my teenwoordigheid moet verlaat nie. Wat bid Dawid in Psalm 23?
Hy sê my beker loop oor. Laat my beker oorloop. Daai oorloop beteken, moenie uit my teenwoordigheid uitgaan nie. En dit is die 8ste dag, Shemini. Dit beteken, I want to tabernacle with you as my bride. Hoor mooi. In Genesis, met die Bereshit, het Elohim gewandel met Adam en met Eva. En hulle het gaan luister na die boom van kennis van goed en kwaad, met ander woorde na misleiding en verleiding. En hulle is uitgejaag uit die tuin van Eden. En Elohim, waar hy afgestap het van sy woonplek uit die hemel uit, het teruggegaan na sy woonplek. Dit was sy heel eerste adres op aarde. Sy tweede adres op aarde is toe hy teruggekom het op die 8ste dag, Shemini, met die opening van die tabernakel na die 7 dae van voorbereiding. Toe daal hy weer neer vanweer die aangesig, die heerlikheid van sy aangesig, wat 'n verterende vuur is. Mense, kan jy dink met wie ons te maak? Kan jy dink met wie ons te maak nie? Ek dink nie ons kan besef met wie ons te maak het nie. En hy daal neer in die tabernakel op die 8ste dag, Shemini, en hy bring 'n totale nuwe seisoen vir die volk, en hulle snap dit nie. Net so, ons ook nie. En in die tydperk van rigters en daar rond toe verlaat hy weer. En hy sê, weet jy wat, in die beloofde land, toe is hulle besig met afgoderry, en hulle gaan terug Egipte toe, want Egipte het nog 'n greep op hulle hart gehad. En hulle raak betrokke met afgoderry, en hy gaan weer weg. So ander woord, die tabernakel was die tweede keer dat hy hemel verlaat het, en neergedaal het, om by sy volk te wees, want hy verlang na sy volk. Hy wil by sy volk wees. En hy raak weg. En hy kom die derde keer aarde toe die tempel geopen is in die boek van 1 Konings hoofstuk 8. Toe Salomo die tempel inwy, dis die derde adres, waar ons Hemelse Vader sy teenwoordigheid neergedaal het, en hy het homself kom tentoonstel in die allerheiligste bokant die tempel in Jerusalem. Met die bou van die tempel. Hoe lank is die tempel gebou? 7 jaar. En sy heerlikheid verskyn. En na Salomo breek die 2 seuns. Die huis van Dawid word geskeur. En die volk is verlore. In die weë van Jerobeam ontstaan in hierdie wêreld. En hy gaan weer terug na sy hemelse woonplek. Maar hy het hierdie verlange om by sy bruid te wees. Onthou, Genesis was die eerste keer toe hy op aarde kom. Die tweede adres waar hy gewoon het, was in die tabernakel. Die derde adres waar hy gewoon het, was in die tempel. Hoor mooi wat sê die woord, 1 Korintiërs 3 vers 16, julle is my tempel, julle is my tabernakel. Hoor mooi. En hy besluit om sy goddelike woonplek te verlaat, en hy word mens. En die 5 boeke word mens, en kom leef onder ons, sy 4de adres. Wat is die symboolwaarde van 4? Messias. En hy kom na hierdie wêreld en hy sê, I just want to be with my bride. Ek wil by my bruid wees. Want dit het nie gewerk in Genesis nie. Dit het nie gewerk in die tabernakel nie. Dit het nie gewerk in die tempel nie. Dalk sal dit hierdie keer werk wanneer ek onder hulle kom woon. En hartseer om te sê, hulle het hom nie herken nie. Inteendeel, hulle het hom doodgemaak. En na sy opstanding op die 40ste dag, vaar hy weer op in die hemel, en hy verlaat weer sy 4de adres. En hy besluit, ek kan nie my bruid alleen los nie. Ek het 'n verlange, I need to tabernacle with my bride. En op Shavuot kom woon hy nie in 'n tabernakel nie. Hy kom woon nie in die tuin van Eden nie. Hy kom woon nie in die tempel nie. Maar hierdie keer besluit hy, ek kom woon in jou hart. Ek kom woon in jou tabernakel. Want ek het nodig om by jou te wees, want jy behoort aan my.
Shemini, moenie weggaan nie, bly by my, bly nog net 'n dag by my, want ek geniet jou teenwoordigheid. Halleluja. Man, dis die 5de adres, en dis genade. Dit beteken dat sy Torah moet volmaak in hierdie tabernakel wees. Sodat ek en jy sal wandel in sy Torah. Die 5de adres. So wat is nou op jou hart geskryf? Jeremia 31 vers 33. Sy Torah op jou. Kom aan. Halleluja. Ja, Andreas. En hy huil wanneer ons verkeerde vuur inbring in sy teenwoordigheid. Hierdie vuur kom aansteek op Shavuot, en my gebed is dat jy 'n draer sal wees van sy vuur. Dat jy 'n draer sal wees van hom. En dat ek en jy sal wandel in Shemini Atzeret, wat wys en wat beteken, die tyd het aangebreek dat Elohim permanent by ons woon. En daarom kom Yeshua en hy sê in Johannes 7:37 op die laaste dag, die dag van die groot fees, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei, want, hoor mooi, wanneer Shemini Atzeret, wanneer 2 of 3 in my naam verteenwoordig, ek is daar. Shemini Atzeret, wanneer ek in jou woon, moenie uitgaan nie, bly by my, sal strome van lewende waters op die 8ste dag van die fees, die loofete fees, uit jou binneste uitkom. En hy roep vanmôre, reg oor Suid-Afrika, reg oor hierdie wêreld, en hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom om te kom drink. Wat? Die lewende waters, sodat jy kan Atzeret, kom bly by my, moenie uitgaan nie, I want to tabernacle with you. Prys sy naam. Prys sy naam. Wow. Julle het deur die feeste gegaan. Julle is gereinig. Julle het dit gevier. Van julle het by sekere bedieningspunte gehuil. Van julle het gebreek. Van julle het besef dat julle het werk nodig aan julle. Van julle het by die bedieningspunte besef wie julle eintlik moet wees. Ons het die greep van Farao gelos. Ons het die hart van Egipte uitgehaal, is ek reg? Julle het die klip en die brood in julle hande gehad en julle moes 'n keuse gemaak het, of jou manier of sy manier. En ons almal het besluit, ons gaan die brood eet. Want dis die brood, dis sy woord. Ons gaan sy woord eet, en wanneer jy sy woord eet, dan kom Shemini Atzeret. Hy sê, want as jy van my het, sal jy in der ewigheid nooit weer dors word of honger word nie, want my teenwoordigheid sal vir jou soos 'n voedsel wees. En ek sal jou kom voed uit die hemel uit, soos manna wat uit die hemel uit gekom het, sal ek jou kom voed. Maar nou sê Elohim, moenie weggaan nie, bly by my, al ry jy van hierdie plaas af, laat jou hart by my bly, want ek wil by jou wees, I want to tabernacle with you. Moenie vergeet wat het hier gebeur nie. Moenie vergeet nie. So neem kennis vanoggend met die skepping 7 dae fisies, op die 8ste dag geesriem. Ons beweeg op hierdie stadium in ons lewens van die fisiese riem na die geesriem, want daarsonder kan ons hom nie behaag nie. En ek en jy, terwyl ons hier sit en terwyl jy ingeskakel is ons op pad na die 7000ste jaar millennium. En daarna die 8ste dag. So my gebed vir elkeen van julle wat hier is vanoggend, is dat ons sal lewe in lig en in waarheid en in gees. En dat elkeen van julle 'n draer sal wees, nie meer van jou eie wil nie, maar van sy wil op jou. Hoor mooi. Sy wil beteken sy instruksies, sy Torah. Wat beteken Torah? Lewensinstruksies om te leef. En genade is, hy woon in ons. Sodat die vuur uit sy aangesig sal gaan en my en jou sal beskerm. Dieselfde vuur, hoor mooi, dieselfde vuur wat die 2 seuns van Aaron verteer het. Dieselfde vuur het die toue gebrand in die vuuroond van Nebukadneser, toe 3 manne besluit het, ons gaan nie buig nie. Daai selfde vuur het nie teen hulle gekom nie,
maar teen dit wat hulle vasgebind het. Dat 'n wêreldse koning sê, waarlik, die Elohim van Sadrag, Mesach en Abednego is waarlik die waaragtige. Halleluja. Nou moet jy onthou, dit vind plaas voor sy beeld. Daar staan sy beeld, lewensgroot. Lewensgroot. As jy nie voor daai beeld buig nie, Adrian, is dit verby met jou. Hy gooi jou in die vuuroond. Die beeld staan daar. Daar's duisende mense die trompette blaas. Die opdrag is, wanneer hierdie trompette blaas, dan buig jy val op jou aangesig neer. Met jou aangesig na die aarde toe. Anders is jy dood, hy gooi in die vuuroond. Voor daai selfde beeld, in terme van sy opdrag, staan 3 manne regop. 3 manne maak 'n verskil, kom ons sê vir argumentsenthalwe, in 3 miljoen mense. Vir argumentsenthalwe. 3 manne staan op. Min is op die pad van die ewige lewe. Baie sal dit soek en dit nie vind nie. 3 manne staan op. En voor die beeld sê Nebukadneser, en hy vaardig 'n dekreet, en hy roep sy wetstoepasser, en hulle slaan op die grond. Hoor die woord van die koning, laat dit bekend wees oor Babylon, en die ganse wêreld. Hier staan die beeld hier agter hom. Laat dit bekend wees, dat die God van Sadrag, Mesach en Abednego is die ware God. As julle hom nie aanbid nie, dan sal ek, Nebukadneser, jou liggaam opsny in stukke, en ek sal dit oor die Babyloniese grense stuur, dat julle moet kennis neem wie julle moet aanbid. Nie langer my beeld nie by implikasie, maar hom wat genoem het waaragtig, wonderbaar, ewige Vader, sterke God en vredevors, dat hy aanbid sal word oor hierdie ganse wêreld. Kan ons hom eer gee in hierdie plek? Kan ek vandag vir jou vra, wat se verskil maak jy in jou omgewing? Wat se verskil maak jy in jou dorp, in jou werksplek? Kom ek begin by jou Jerusalem. Wat se verskil maak jy in Jerusalem? Op die 8ste dag, Shemini, word daar 5 diere geoffer. Dis alles deel van Torah porsie 26. Skryf gaan neer watter diere. Nommer 1. 'n bok, 'n bulkalf, 'n skaapram, 'n stier, ander woorde dis 'n bulvers, en 'n ram. 5 diere word geoffer. Die bok wat geoffer word, die boklam. En dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Verwys na die skadubeeld van die bloed van Josef se kleed. Die bloed van Josef se kleed, wat toegelaat het dat Jakob vir 32 jaar in misleiding geleef het, in 'n leuen geleef het. Die bulkalf is die herinnering aan die goue kalf. Want jy sien, die tabernakel word ingewy op daai stadium, en die tabernakel is die woonplek van Ja. Die skaapram is die herinnering aan Pesach. Die stier of die bul is die vredesoffer. Dit bring versoening. En die ram, weet my goue ramshoring, nie 'n shofar nie, 'n ramshoring. Gee maar hy ramshoring. Baie dankie.
Die bulkalf herinner aan die goue kalf. Met ander woorde, valse aanbidding. Die skaapram, die herinnering aan Pesach. Die stier is 'n bul, die vredesoffer of die versoening. En die laaste een is die ram, Teshuvah. Eerste een is die bok. Is die verwysing na Josef, die kleed van Josef, die bloed wat in die kleed gesmeer was, en vir Jakob kom sê dat 'n roofdier het Josef bykans opgevreet. En dis al wat oorgebly het, die bloed aan die kleed. En dit was misleiding. So kan jy sien, misleiding, valse aanbidding, Pesach, versoening. Elke keer wanneer ek die ramshoring blaas, nie die show van die ramshoring. Die ramshoring is om te Teshuvah. So in ander woorde, ek blaas hom en hy keer terug, hoor mooi, keer terug, Teshuvah. Teshuvah waarheen? Teshuvah na sy instruksies. Teshuvah, kan ek het gou vir jou so sê, Teshuvah na Shemini Atzeret, bly in my, moenie gaan nie. So die ramshoring gaan oor om terug te keer. Hoor wat sê die woord? In die boek van 2 Kronieke 7 vers 14 tot 15. En my naam, my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle bekeer van hulle verkeerde weë en terugkeer na my en weer beginne bid en my aangesig soek, dan sal ek luister. Dan sal my oë sien. Hoor mooi. En dan sal ek julle land genees. Ek wil gou vinnig die 5 diere met jou bespreek, dat jy net kan sien waaroor dit gaan. Die bok. Ek hanteer met julle vandag die Torah porsie 26, Shemini. Die bok is die volgende. Dit bestaan uit 2 identiese bokke wat aangebied is tydens die versoensdag. Die een bok as die sondeoffer en die ander bok as Azazel. Die bok wat vertrek. Sonde moet vertrek in die wildernis in. Ek wil dit nie weer sien nie. Wie voel so? Julle was gister in die wildernis gewees. Daai sonde in my, daai greep van Farao, die greep van Egipte op my hart, moet vertrek. Hy moet vertrek. Kom ons maak gou 'n verklaring. Kyk gou vir my. Ek verklaar op hierdie dag, die 5de dag van Shabbat, dat hierdie bok, wat moet vertrek, Azazel, die sonde simboliek in my hart, wat die greep van Farao op my hart hou, moet vandag vertrek die wildernis in. Ek wil jou nie weer sien nie. Halleluja. Prys sy naam. Die bulkalf. Die bulkalf is die verhaal van die verlore seun. Die vetgemaakte kalf vir die jonger broer. Die jonger broer is deel van die 10 stamme, die verlore stamme, wat reg oor hierdie wêreld is. Ek het met julle hanteer die naam van Israel, die betekenis van Israel 541. As jy dit gemis het, dit is op verlede week se diens op YouTube. Die jonger broer is die simboliek van die verlore stamme van Israel, wat terugkeer van die wêreld na Elohim, en die jonger broer stop met die afgodspraktyke. Die skaapram is die verteenwoordiger van Yeshua Messia, die gesalfde, die lam van Elohim.
Die stier is die verwysing na Josef, die skadubeeld van Yeshua, verkoop deur sy broers, vals beskuldig en in 'n tronk vasgevang. En Josef verrys uit 'n tronk uit in Egipte, en hy word aangestel Atsaret in 'n nuwe posisie. En Egipte is die beeld van hierdie wêreld. Nou moet julle by my bly asseblief. Bly by my, bly by my, bly by my. Josef is die skaduwee van Yeshua. Toe die broers die heel eerste keer inkom, eerste ontmoeting, het hy hulle erken sonder die openbaring wie hy is. Hy het hulle erken, maar hy het nie homself geopenbaar in hulle nie. So Josef en sy broers kom na Egipte vir kos. Josef erken hulle onmiddellik, maar hulle het hom nie erken nie. Yeshua die Messias kom na hierdie wêreld toe met die eerste ontmoeting. Hy probeer hulle vertel wie hy is. Hy openbaar homself aan 'n Samaritaanse vrou, maar nie aan hulle, in terme van die verlore stamme en self sy eie nie. Hy erken hulle onmiddellik, maar hy maak homself nie erken, hy openbaar hom nie self nie. Hy praat met hulle en hy toets hulle en hulle dop die toets. En die tweede ontmoeting, kom 'n verdere toetsing, en Benjamin word gebring. Josef wys guns, en hy toets hulle nog steeds. Dink gemooi aan Yeshua in jou eie lewe. En die beker word in die sak van Benjamin geplaas. Hoor mooi. Benjamin word as die skuldige uitgewys. Hoor wat doen Juda? Wat beteken praise? Wie is gebore uit die stam van Juda, die wortel van Dawid? Yeshua. Hoor wat doen Juda? Toe hulle hom verkoop het, was Juda stil. Hoor wat doen Juda nou? Juda tree na vore met 'n hart van selfopoffering. En hy sê, my Heer, laat hierdie man gaan na my vader se huis, maar ek sal die prys betaal vir my broer Benjamin. Wie kom uit die stam van Juda? Yeshua. Wat het Yeshua gedoen? Ek sal die prys betaal vir hulle, want hulle is vol van ongeregtigheid, sodat hulle na my vader kan kom. Stuur hulle na my vader toe, maar ek sal die prys betaal. Die wortel van Dawid, die stam van Juda. En Juda kom in sy posisie. In die derde ontmoeting, die volle openbaring, en Josef kan nie langer sy geheim by homself hou nie. En hy stuur almal uit en hy sê vir hulle, en hy kom by sy broers en hy sê vir hulle, leef my vader nog? Kan ek vanoggend vir julle vra, julle is deel van die 10 stamme. Julle het hom nie erken met die eerste ontmoeting nie. Kan ek vandag vir julle vra, leef julle vader nog? Dan moet julle hierdie wêreld gaan wys dat hy lewe. Dan moet julle hierdie wêreld gaan wys dat hy lewe. En Shemini Atseret is om te sê, bly in my teenwoordigheid, maar gaan wys hierdie wêreld dat ek lewe. Halleluja, lewe my vader nog? Lewe my vader nog? Lewe jy so dat die wêreld kan sien, dat die ander broers wat hom nie ken nie, dat hulle kan sien, waarlik, my vader leef, maar hy leef nie meer in 'n tabernakel nie, hy leef in hierdie lopende, lewende beweegoffer, want nou is ek die tabernakel. Lewe julle vader nog? Halleluja! En hy openbaar homself aan sy broers. Hoor mooi wat gaan gebeur wanneer hy verskyn op die wolke, wanneer hy sy bruid gaan kom haal, gaan ek en jy weet dit is hy. Ons weet nie wat met ons gaan gebeur nie, maar ons sal wees en word soos hy. Halleluja, want ons is in hom, want ons het Geshemini Atseret. Moenie uitgaan nie. Bly nog 'n bietjie langer. Ek wil met jou tabernakel.
Lewe jy so dat die ander stamme kan sien, dat my Vader leef nog? Want vir 28 jaar het Jakob in 'n leuen gelewe. Kan ek vandag vir jou sê dat ons leef vir 1700 jaar in 'n leuen van misleiding en verleiding. En dit het tyd geword vir 'n ontmoeting, wat vanoggend hier plaasgevind het, dat ons nie kon diens doen nie. Dat ons vir hierdie wêreld gaan wys, Shemini, ek het die openbaring van sy genade op my lewe. Ek gaan hierdie wêreld wys, dat ons Vader lewe nog. Kom ons gee hom eer. Halleluja. Met die eerste koms van Yeshua Messia het hulle hom nie erken nie. Johannes 1 vers 11, sy eie mense het hom nie erken nie. Die tweede koms, dis die toetsing, dis die voorbereiding. Ek en jy is die bruid, ons is verloof, ons dra die bloed. Die geskenk is sy ruach, sy Heilige Gees. En Israel, hoor my mooi, die tweede koms. Wat beteken die naam Israel? 500. Wat beteken? Oorweldigende genade. 40 beteken toetsing, voortdurende stryd, verdrukking. Omdat jy geroep is met oorweldigende genade, 500, sal jy deur elke toets kom, deur elke obstakel, deur elke stryd, deur elke verdrukking sal jy kom. Vermenigvuldig is die aanvalle van die regverdige, maar uit elkeen sal hy julle kom uitred. Hoekom? Want hy woon in ons, want groter en sterker is hy wat in Israel is, as hy wat in hierdie wêreld is. En dan die laaste ene, 540, 1 Alef, om by hom uit te kom. En wanneer jy by hom uitkom, dan kom die letter Get in manifestasie in jou lewe. Nou wandel ons in verbond, en nou word ons beskerm onder die sambreel van sy genade. Halleluja, halleluja. Met ander woorde, wanneer hy weer kom, dan kom hy nie net, hy kom nie net weer as die lam van Elohim nie, maar hierdie keer kom hy uit die leeu, uit die stam van Juda, om te regeer, en uit sy mond kom daar 'n swaard, en daardie swaard is die woord, is die skrif, en daardie swaard is sy woord, en hy gaan hierdie wêreld regeer, soos nog nooit tevore nie, want as jy die woord het, dan het jy skepingskrag, as jy die woord het, dan is daar bevryding, as jy die woord het, dan kan jy Shemini, dan tree 'n nuwe seisoen in jou lewe. Prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. En hy gaan hom openbaar aan sy wederkoms. Ons almal gesê, waarlik, daar is hy. Dieselfde wat met Josef gebeur het. Prys sy vreeslike heilige naam. En die volle openbaring is opgeteken in Openbaring 19, wanneer hy kom ry op die wit perd. En dan vra ons, wie is hy? En dan gaan jy ramshorings blaas, en die wederkoms van Yeshua is voor die periode van Yom Teruah. Halleluja, die inwyding van die tabernakel, om terug te kom na Shemini, is op die 8ste dag. Skryf gaan neer, Hebreërs 10 vers 10. Ons, voor die neerskryf, skryf het Hebreërs 10 vers 10, en dan kyk jy vir my. Ek gaan hierdie skrif vir jou lees, maar ek wil hê jy moet dit agter my aan sê, jou vinger moet na jou te wys. Dis die 8ste dag. Vir 7 dae het Aaron en sy seuns voorberei. Ons is besig om 7000 jaar voor te berei vir die 8ste dag. Ons is in die jaar 5786. Ons het nog so effe tyd. Maar die tweede dag is reeds verby. Ons is vroegoggend van die 3de dag, in terme van Exodus 19. Goed, wys jou vinger na jou toe. Sê saam met my. Onthou net wat die naam Aaron beteken, hè? Dit beteken, gee jou alles. Ons is geheilig deur die perfekte offer in die liggaam van Yeshua. Net dit. En omdat jy gereinig is deur die perfekte offer, maak jy spasie vir sy heerlikheid om neer te daal in jou tabernakel. En dis Shemini. En waar? In jou tabernakel. Handelinge 2
en die gees van die lewende God kom as tonge van vuur, en het kom neem permanente woning, atseret, permanente woning, bly by my, moenie uitgaan nie, vir ewig en vir altyd. Hartseer verhaal, in hierdie Torah porsie, die sterwe van Nadab en Abihu, die twee seuns van Aaron. Hartseer. En wie wat besef ek? Hulle was gesalf. Hulle was voorberei. Hulle was geroep. Hulle was in die orde. Hulle het alles gehad wat niemand gehad het nie. Hulle het alles gehad. Hulle het al die eienskappe gehad. En steeds het hulle gesterwe. Dit laat my dink aan die volk. Hulle is verlos deur die bloed van die lam. Bevry, verlossing het plaasgevind. Nie deur hulle eie krag nie, maar deur die bloed van die lam, 'n onskuldige dier, is hulle verlos uit Egipte, die greep van Farao, verlos. Hulle is weggevoer uit Egipte uit, tot by die Skelfsee, as slawe. Hulle is gemikva. Hulle is gedoop deur die Skelfsee, die afwassing van slawerny. Hulle het die hand van die lewende God gesien. Bitterwater word soet. Volkolom, vierkolom, manna, kwartel, so kan ek aangaan. Nee, 'n muskiet het vir die 5 kilometer radius naby hulle kamp gekom nie, vanweer die insens. Nie naby nie, nie 'n muskiet buite in die aand nie. Jy het nie nodig om doem te spuit nie. Die teenwoordigheid van ja is daar. Het jy geweet dat daai insens was van so 'n mate gewees, geen insek kon in die tabernakel inkom nie. Skoon, geen insek kon enigstens 'n larwe of 'n eiertjie eers lê in die tabernakel nie. Niks. En steeds het hulle wat bevry was, gedoop was, gebloed was, gesien het, beleef het nie die beloofde land beerwe nie. Hierdie twee manne, voorbereiding vir 7 dae, maak die regte klanke, sing saam, maar wat niemand sien nie, en gister by die wildernis, waar niemand jou sien nie, waar die musiek stil is, daar is die mense om jou nie, dis net jy en jy alleen in jou wildernis, wat maak jy met jou telefoon? Jy's gesalf, jy's hier, jy's gedoop, jou hande is genooi met die back and closure wat ons hier gedoen het, jy het die sout, jy het alles in jou, en jy word geroep as 'n priester, 1 Petrus 2 vers 9, en hulle bring 'n vreemde vuur en hulle sterf onmiddellik. Kan ek vanmôre vra vir jou, kan ek vanmôre by jou pleit asseblief, dat jy sal stop met jou vreemde vure voor die aangesig van die lewende God, en ons het dit gistermiddag hanteer in Efesiërs hoofstuk 4. Jy kan nie doen wat jy gedoen het in die ou lewe nie. Stop daarmee. Wat het die woord gister gesê? Hou op. Onthou julle dit? Julle het klaar vergeet, sit Efesiërs 4 op die bord. Nee, relax. Onbevoegde vuur. Kyk gou vir my. Jy kan nie in sy teenwoordigheid kom met die vuur van flesh nie, van vlees nie. Jy kan nie. Jy kan nie inkom in sy teenwoordigheid en die hemelse vuur wat aangesteek is deur hom, met menslike tradisies en menslike idees nie. Die vreemde vure in ons tyd, in 2026, dit gebeur wanneer mense hulle emosies plaas voor geloof. Dis wanneer mense emosioneel beheer word, voor gehoorsaamheid. Ja, maar jy moet onthou, ek pas nie in nie, niemand het my lief nie. Dis emosie voor gehoorsaamheid. Tradisie wat die Torah vervang. Menslike programme wat die gees van die lewende God vervang. Met ander woorde, plaasvervangers van dit wat heilig is. Daar's 3 soorte vure tydens Shemini. Nommer 1. Die vuur wat uit die hemel aangesteek is, ten opsigte van die brandoffer.
Die vuur wat die 2 seuns van Aaron aangebied het, vreemde vure, en die 3de vuur is die hemelse vuur wat hulle verbrand het, tydens die aanbieding van vreemde vure. Jy kan nie in sy teenwoordigheid inbeweeg, met menslike tradisie, godsdiens, vure nie. Nommer 2, jy kan nie kompromieë met die wêreld aangaan en in sy teenwoordigheid inkom en dink hy's tevrede daarmee en in jou hart sê, ag, hy sal verstaan nie. Jy kan nie dit sê nie, of hier is die ander uitklimklausule, ek is maar net 'n mens. Ek hoor wat jy sê. Ek hoor jy sê jy is net 'n mens, maar mens, hoor my, daar's riglyne, daar is protokol, daar is instruksies, en wanneer jy jou vergesel of vereenselwig met die instruksies in sy woord, sal hy met jou kom tabernacle. Want ek wil hê jy moet pas op. En mense wat ingeskakel is, pas op. Ons het te maak met 'n verterende vuur. Hy is die heilige van Israel. Moenie lig en duisternis meng in hierdie tabernakel nie. Moenie. Gehoorsaamheid en kadosh is belangrik vir hom. Kyk gou almal vir my. Pas op vir 'n gebrek aan selfbeheersing. Pas op. Want hierdie manne was gesalf as priesters, maar hulle het nie gewandel soos priesters nie. Ek en jy is geroep, alreeds in Exodus 19, as priesters, as konings. Dit word bevestig in 1 Petrus 2 vers 9. Pas op hoe jy wandel. Pas op hoe jy wandel. Moenie vir my kom sê, dat die Torah is ten einde nie. Moenie dit vir my sê nie. Dis 'n vreemde vuur. Dis 'n vreemde vuur. Want Matteus 5 vers 17 kom Yeshua en hy's in die woord en hy sê, ek maak myself aan julle openbaar. Ek het nie die wet en die profete ontbind nie. Inteendeel, ek het dit kom betekenis gee. Shemini leer ons dat die priesters heilig moet wees. Shemini leer my dat jy moet onderskei tussen rein en onrein. Wat is heilig en wat is onheilig? Shemini leer my dat jy moet aanmeld vir gehoorsaamheid. Levitikus 10 vers 10, deel van die Torah porsie. Levitikus 10 vers 10, om te onderskei wat is heilig en onheilig. En dan wil ek hierdie boodskap afsluit in terme van hierdie Torah porsie 26 oor die dieetreëls wat opgeteken is in Levitikus 11. En ek gaan dit net synopties hanteer. Kortliks. Elohim se dieetwette. Hoekom het hy dit ingesit? Hoekom kan jy nie 'n vleermuis eet nie? Hoekom kan jy nie 'n hyena eet nie? Want dit word nie bestempel as kos nie. Dis nie kos nie. En daar's mos 'n saying, nee, ek loop my vooruit. Ek gaan myself hijack. Ek wil dit nie doen nie. Want die kos wat hy vir ons gee, wat jy mag eet, dit word bestempel as kos. Dit voed jou liggaam. Dit hou jou liggaam gesond. Hy wil nie hê dat jy moet siek word nie. En wanneer jy buite sy dieetreëls eet, kan jy siek word. Nee, jy gaan. Jy gaan. En daar's parasiete. Wanneer jy verkeerd eet, is daar parasiete. En hy het ons weerhou dat ons liggame nie moet siek word nie, want jy kan nie net in gees en waarheid wandel hier nie, maar dit moet ook hier wees. Wat by hierdie keelgat afgaan, moet ook rein wees. En heilig voor sy aangesig en bestempel word as kos, ooreenkomstig sy woord. Dit wat onrein beskou word, is parasiete wat jou lewe gaan aanval. So mense, jou geestelike wandel is nie net jou gedagtes nie. Uiteraard as jou gedagtes die grootste oorlog, of die grootste oorlogplek wat jy kan hê. Dis waar jou weermag is, dis waar jy oorlog voer, want jou brein vergroot.
En dit kom weer eens terug wat ek nou vir jou gesê het. Shemini herinner die priesters om 'n rein lewe te hê, veral in terme van selfbeheersing. Weet jy hoe moeilik is dit vir my en Amelia wanneer ons ry om te gaan bedien by ander plekke en ons wil 'n ontbyt eet by 'n plek wat ontbyt maak en jy sukkel om nie vark te eet nie. Jy sukkel. Ons weet nie meer wat om te kies nie. Al wat ek sê is, maak vir my 'n omelet. Gooi vir my 'n klomp kaas in en tomatie in. En ek is reg. Jy kan nie ander. Jy kan nie 'n wors eet nie, jy kan nie ek eet buitendien nie byke nie. En mense bly weg van gepreserveerde kosse. Dis gevaarlik. Filippense 3 vers 19. Ek lees in die 83 vertaling. Die verderf is hulle einde, want hulle maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots, want hulle is aards gesind. Hierdie tabernakel kan nie soontoe gaan nie. Aards gesind beteken ons bedink die dinge wat hier is. Nee, maar Frik, jy verstaan nie mooi nie, want die woord sê, as iemand vir jou varkvleis gee, kan jy hom nie in die gesig vat nie. Jy moet dit eet. Ek sê nee. As jy jou nooi vir 'n ete, dan sê jy vooraf, daar's nie vark in nie. Moenie vir my vark gee nie. Jy kan ook nie vis eet wat in olie gebraai is, wat voor die tyd in 'n ration gemaak is nie. Wat rations gaar gemaak het, en jy kan dit ook nie doen nie. Bly weg van dit. Eet by die huis. 2 Korintiërs 6 vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van Elohim met afgode? Watter ooreenkoms? Niks. Want julle is die tempel van die lewende Elohim, soos Elohim gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit beteken, hy het 'n verantwoordelikheid teenoor ons, maar ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hom. Jy kan nie net leef, handjies gevou en dink, jy hoef niks te doen nie, want die kerk het ons geleer, jy hoef niks te doen nie, hy het alles gedoen. Nonsens, ek en jy het 'n verantwoordelikheid in terme van selfbeheersing. Jy moet onderskei wat is rein en onrein, wat is heilig en onheilig. Halleluja! Halleluja! Vers 17, daarom, hoor mooi, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek Elohim, en raak nie aan wat onrein is nie, dit wat Daniel gedoen het, met hierdie lekker kosse van die koning, hy het dit nie aangeraak nie, en ek sal julle aanneem. Hoor mooi, en ek sal julle aanneem. Gee hom eer, Andreas. Halleluja. Halleluja. En die visioen waaroor die grootste oorlog is tog, en al die kerke, die visioen van ou Petrus. Hy het hierdie laken gesien met allerlei diere. Kyk, as jy wil drink, dan gaan jy in die skrif soek om te drink. Want die Here het water in wyn verander. Ja, en hierdie visioen sê vir jy kan varkvleis eet. Dis nie wat Petrus daar bedoel het nie. Hierdie gaan nie oor kos nie. Dit gaan oor mense, gaan lees jou woord, want direk daarna toe stap Petrus in by Cornelius. En Cornelius was beskou as 'n heiden, want hy was 'n Romeinse soldaat. En wat het gebeur met Cornelius? Die engel het aan hom verskyn en vir hom gesê, Cornelius, ek neem kennis wat jy doen. Cornelius, ek sien die almoses wat jy bring. Cornelius, ek sien jou hart. En hy bring 'n posisie bymekaar deur die gees van die lewende God om vir Petrus en Cornelius bymekaar uit te bring. Dis hoekom die laken daar was, om vir Petrus te sê, Petrus, neem kennis.
Dit gaan nie oor kos nie, maar dit gaan oor my mens. Dis ek kom Openbaring 7 sê, en na die 144.000 was daar duisende, derduisende, miljoene mense uit alle nasies, uit elke volk en elke taal. Halleluja. Gaan nie oor kos nie. In hemelsnaam. Hulle wat glo in Yeshua en apart gesteld is, hulle wat die getuienis van Yeshua handhaaf en die gebooie onderhou, hulle word bestempel. Of hulle in China is, of hulle in Dubai is, of wherever. Dis hulle. Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertorend. Hoekom is die duiwel kwaad vir jou? Hoekom is die duiwel kwaad vir jou? Is hy kwaad vir jou? Maar hoekom is hy kwaad vir jou? Want ek wil nie meer in sy weë wandel nie. So in watter weë wandel ek nou? In menslike tradisies? Nee, dan gaan hy jou uitlos. Wat is menslike tradisies? Wat is menslike tradisies? Wat is kerklike oorleweringe? Die boom van kennis van goed en kwaad. Dis so, dis die boom van kennis van goed en kwaad. Wat was die boom van kennis van goed en kwaad? 'n appel? Nee, misleiding en verleiding. Ons het dit oor hierdie paar dae te soet gehanteer. En die draak, wie is die draak? Die duiwel. Was vertoornd op die vrou. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar, teen die vrou, aan die ander woorde die bruid, en ander nakomelinge wat die gebooie van Elohim bewaar, en die getuienis van Yeshua Messia die gesalfde bewaar. Met ander woorde mense, dis belangrik dat ek en jy hierin sal wandel, en dis hoekom jy deur die aanvalle gaan. En dis hoekom dit soms moeilik is en ondraaglik is. Kan ek gou sien wie gaan deur die aanval? Hou op julle hande, ons is nie in 'n veiling nie, lekker hoog op. Lekker hoog op. Die aanval is al bietjie minder vanaf die eerste dag. Baie dank, julle kan weer laat sak. Hoekom word jy aangeval? Want jy is Israel. Jy is ingeënt deur die makkellyf, deur die bloed van die lam. Israel beteken, jy sal deur die stryd gaan, maar hulle wat volhard tot die einde sal gered word. Dis ek en jy. Yes, ons sal gered word. Ek wil nou regtig klaar maak. Ek praat met jou in die laaste gedeelte van Torah porsie 26, Levitikus 11 vers 44. Dit is deel van die Torah porsie 26 Shemini. Levitikus 11, Vayikra 11, 44. En dit sê eenvoudig net, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Wat beteken dit? As jy's heilig. Wanneer jy wandel in heiligheid, wat is heiligheid? Dis om te wandel in sy instruksies, sy Torah. Sy Torah, dis wanneer ons heilig is. Hierdie vers word 3 keer in die Nuwe Testament herhaal. 3 keer. Want jy moet vandag besef dat jy is die tabernakel van die Heilige Gees. Dit beteken dat Shemini geld vir my en vir jou. Sodat die heerlikheid van Jah op ons kan skyn. Want hy het woonplek by ons kom maak. En dit was sy Eden, tabernakel, tempel, hy op aarde, 5de, uitstort van die Heilige Gees. Hoeveelste fees is dit? Dis die 4de fees, wat Yeshua beteken, hy het sy Gees op ons uitgestort. Wat is die 5de fees? Yom Teruah, om ons gereed te maak vir Yom Teruah, en dis genade. Dis wanneer hy sy bruid kom haal. En dat ons in heiligmaking sal wandel. Wat is die eienskappe van die bruid? Pesach, die bloed van die lam. Ongesuurde brode, heilige lewe. Opstanding, mense, opstanding is nie net 'n feesie, dis 'n ontmoeting. Nommer 4, intimiteit. Uitstort van die Heilige Gees. Dis die eienskappe van die bruid. En dan kom haal hy sy bruid op Yom Teruah. Die koning is in die veld. Die koning wil sy bruid ontmoet. Die koning wil sy mense ontmoet. Laastens, Shemini leer ons 5 dinge. Skryf neer. Nommer 1.
Shemini leer ons dat Elohim se vuur kom op hulle wat gehoorsaam is. Elohim se vuur kom op hulle wat gehoorsaam is. Elohim se teenwoordigheid vereis heiligheid. Skryf neer in hakies 1 Tessalonisense 5:23. Derdens, julle is 'n priester voorbereid, 1 Petrus 2 vers 9, om te kan onderskei wat is vreemde vure en wat is heilige vure. Vierdens, Yeshua Messia die gesalfde is ons hoëpriester. Vyfdens, as jy in dit wandel wat ek nou vir jou gegee het in die voorafgaande vier punte, sal die 5de met jou gebeur. Shemini, die 8ste dag in jou lewe, 'n nuwe skepping, 'n nuwe identiteit. Dis wat Shemini ons leer. Japie, klap hande my maat as jy wil, klap hom. Gee hom Japie. Ek sluit af. John Drey, kom staan by my asseblief. Ek wil jy met die shofar blaas as ek klaar is. Shemini begin met die vuur van Yahweh ons Elohim. Dit eindig met 'n oproep van heiligheid. Die vraag vandag is, bring ons 'n hemelse vuur of bring ons vreemde vure voor sy aangesig? Openbaring 21 vers 3, hoor mooi. Kyk, die tabernakel van Elohim is vandag by die mense. Halleluja. Kom ons gee hom eer. Dankie John Drey. Baie dankie. Kan ek jou vra om op jou voete te staan asseblief? Baie dankie. Kom ons staan op ons voete. Die laaste skrifgedeelte van Shemini, waar die 26ste Torah porsie is, in die jaar 2026 sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die mense. Ek wil vandag weet of die tabernakel van Elohim, of dit jy is. Kan ek jy hande sien? As dit jy is vandag, wil ek vir jou sê baie geluk. Nou wil ek vir jou sê, Shemini Atzeret, bly in sy teenwoordigheid. Bly in sy teenwoordigheid. Asseblief, moenie uitgaan nie. Moenie uitgaan nie, kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, wat 'n absolute voorreg is dit vandag om u heilige naam te kan eer en verheerlik op hierdie besondere dag. En ons bring aan u die eer, die lof en die aanbidding van ons harte. En ons verklaar op hierdie oggend, ons behoort aan u. Nie omdat ons dit regverdig nie, maar ons behoort aan u vanweë die bloed van die lam, vanweë die volmaakte werk van Yeshua HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. Ons is hier voor u aangesig om te ervaar 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen in elkeen se lewe. Vader, ek dank u vanmôre dat hierdie boodskap van Shemini op die 8ste dag, 'n nuwe seisoen, dat elkeen dit sal beleef en ervaar in hulle lewens, en dat die heerlikheid van ons hemelse Vader sal neerdal op elke tabernakel in hierdie plek. Vader, dat ons sal wandel voor u aangesig, met selfbeheersing, dat ons sal aanmeld om gehoorsaam te wees, om heiligmaking na te streef, met alles binne in ons.
En dankie vir die genade, nee, die oorvloedige genade, wat U op ons lewens kom uitstort, om wanneer ons in stryd verkeer, dat ons behoue ander kant sal uitkom, en dat ons tot U 'n ontmoeting sal hê, en dan sal ons Atseret beleef, om in die teenwoordigheid te kan bly, vir ewig en vir altyd. Ons kom vandag as U volk, en ons verklaar, ons wil nie uit die teenwoordigheid beweeg nie. Ek wil vanmôre sê, soos wat Moses gesê het, as die wolk opgaan en dit trek, of as U vir my sê, ek moet trek en U gaan nie saam nie, dan bly ek net hier. So ek wil nie vanmôre uit die teenwoordigheid nie. Ek wil inkom, ek wil inbeweeg in die middel van die teenwoordigheid, sodat die genade en die liefde en die teenwoordigheid my tabernakel sal omstraal. Dankie vir die genade. Abba, dankie vir die liefde. Dankie dat U met ons is, dat U ons nooit sal begeef en verlaat nie. En dat U altyd met ons sal wees. Wees asseblief met U volk. Vader, dat die genade van Skepper lewende God oor hulle lewens sal wees, en dat die aangesig oor hulle sal verrys, en met hulle genadig wees, en lankmoedig wees, en dat U hulle die vrede sal gee, wat hierdie wêreld hulle nie gee nie. Laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk asseblief, soos in die hemel, laat U wil asseblief, soos in die hemel, so in elke tabernakel sal manifesteer. Vader, dis my gebed, en dis my roepe, en ek bid dit in Yeshua se wonderbare naam, en my gees roep uit, halleluja, 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 halleluja.